Dwaal jou gedagtes ook partykeer af terwyl jy bid. Dalk is dit geluide iewers naby jou wat jou aandag aflei, of dalk is dit sommer net jou eie gedagtes wat die loop neem. Dalk is jy net moeg terwyl jy bid. Party mense raak ons selfs aan die slaap terwyl hulle bid. Het dit al met jou gebeur? Ek dink dis baie menslik as so iets wel met jou gebeur. Maar ek dink ook dit het baie te doen met die omstandighede waarbinne jy bid. Kom ek verduidelik. In die tuin van Getsemane vra die Here Jesus sy disippels om saam met hom te bid, maar elke keer as hy by hulle terugkom, dan slaap hulle. En dan later vra hy vir hulle baie moedeloos, kan julle nie eens 1 uur saam met my bid nie? Hulle was regtig so vaak dat hulle nie hulle oë kon oophou nie. Dit lees ons in Matteus 26 vers 43. Maar was Jesus dan nie ook toe al moeg en vaak nie? Ja, natuurlik, maar sy situasie was anders. Hy het geweet sy uur van verskriklike lyding is naby. Hy was menslik beangs en hy het so gebid dat sy sweet soos bloeddruppels geval het. Wie sal kan slaap as jy so ernstig oor 'n saak bid? Dat jou gedagtes kan dwaal of dat jy kan vaak raak terwyl jy gewoonweg bid, is dus menslik, maar ek is seker wanneer jy in die nood is, wanneer jy bang is, bekommerd is, dan sal jy ook ure lank aan een kan bid. En in sulke tye is daar gewoonlik meer krag in jou gebede as gewoonlik. Want dit was ook met die Here Jesus die geval. Want eintlik het hy genoeg krag in gebed opgebou, dat hy gereed was om sy vriend Judas in die oë te kyk, terwyl Judas hom kom verraai. Jesus het krag gekry om voor die Joodse raad te verskyn, na daai gebede van hom. Hy het krag gekry om kalm voor Pilatus te staan en sy doodstraf aan te hoor. Dit is wat die krag van gebed regtig is. En daardie krag kry jy nooit uit jouself of in jouself ook nie. Die een tot wie jy bid, hy self kom maak jou sterk. Sodat jy ook soos Jesus vir sy disippels kan sê, staan op, kom ons loop, my verraaier is naby. Sulke krag in gebed sal jou ook kan laat opstaan uit watter situasie jy ook al is. Jy sal dan ook kan sê, nou is ek gereed om enige situasie aan te durf, selfs al weet ek, all the odds is against me. Psalm 46 vers 1 tot 3 sê, God was nog altyd bereid om te help in nood, en daarom is ons nie bang nie. Selfs al skuif die berge as gevolg van aardbewings, of al bruis die see van tsunamies, ek sal nie bang wees nie. In Psalm 46 vers 11 sê God vir my en vir jou, bedaar nou, bedaar en erken dat ek God is. Ek is hoog bo die aarde, ek is hoog bo die nasies. Want soms maak ons asof dinge op die aarde groter as God is. Al bedoel ons dit nie so nie. Maar tye wanneer ons meer aandag aan ons vrese en meer aandag aan wêreldgebeure gee, en ons praat aanhoudend net daarvan, en ons vertel mekaar van die vreeslike rampe en dinge wat aan die gebeur is, dan maak ons hierdie dinge eintlik groter as God. So bedaar vandag, al gebeur al daai dinge, maar dan begin getuig jy weer van God se oneindige krag, sy oneindige liefde. En wanneer jy dan bid, maak nie saak of jy moeg en vaak is, en of jy beangs is nie, fokus dan vir daardie gebedstyd, hoe lank ook al, hoe kort ook al, op God se oneindige krag, en bid daardie krag in jou situasie in. Watter reuse of monsters jy ook al binnekort in die oë moet gaan kyk. Here Jesus, dankie dat U vir ons die krag in gebed kom leer ervaar. Ek bid nou vir elkeen wat luister, Here, elkeen wat nou krag nodig het vir 'n monster wat dalk voor hulle deur staan of in hulle lewe op hulle afkom, dat hulle die krag van gebed sal ervaar, dat hulle daai monster in die oë sal kyk, omdat God self vir hulle die krag gee deur gebed. Ons prys U naam. Amen. Baie dankie vir die saamluister. Mag jy vandag vrede en krag ondervind, veral wanneer jy tot God bid.